Kersfees is 'n simfonie van vreugde, of so sê ons. Ons sing van vrede op aarde, mense versier hulle huise selfs met liggies en ons vul tafels met oorvloed. Maar onder die melodie van vrolikheid is daar dikwels 'n miniertoon, 'n stille akkoord van pyn. Vir baie is Kersfees nie net 'n fees van lig nie, maar ook 'n herinnering aan verlies. Die stoel wat leeg staan, die stem wat stil geword het, die omhelsing wat nooit weer sal wees nie. En hierdie fluisteringe maak dat baie mense nie uitsien na Kersfees nie. Dalk is hierdie jaar vir jou die eerste keer wat Kersfees jou hartseer maak. Of dalk is dit al die soveelste keer. Die Bybel is eerlik oor hierdie spanning. Ons lees in Jesaja 53 vers 3 hierdie profesie eeue voor Christus. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Die kind in die krib is die man van smarte. Hy kom om ons smarte te dra en ons lyding op hom te neem. Dis die hart van die evangelie. God staan nie koud teenoor ons pyn nie. Hy het dit ingeneem tot op die laaste druppel. In die geloofsbelijdenis van Nicea bely ons dat Christus vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus gelei het en begrawe is. Hy het die beker van ons lyding leeg gedrink, sodat ons oorvloedig uit die wynkelder van sy genade kan drink. Vreugde kan my soms opstandig maak, veral wanneer jou hart swaar is. Hoe kan jy sing wanneer jou trane jou keel verstik? Hoe kan jy juig wanneer jou herinneringe jou breek? En die antwoord lê nie in ontkenning nie, maar juis in Christus se menswording. God het nie 'n boodskap van hoop gestuur nie. Hy het hoop self gestuur. Hy het nie 'n brief van troos geskryf nie. Hy het troos in 'n persoon gegee. Die krib is die bewys dat God jou pyn ken, nie van ver en op 'n afstand nie, maar van binne. Een van die paradokse van Advent is dat blydskap en smart nie vyande is nie, maar bondgenote. Blydskap is nie die afwesigheid van pyn nie. Dis die teenwoordigheid van Christus. Die wêreld sê, vergeet jou smart en vermaak jou hart, maar die evangelie sê, bring jou smart na die krib wat uitloop op die kruis. Want die kind wat daar lê, is die verlosser wat jou trane afdroog. Elke sug, elke stille snik, elke verlange, hy dra dit en hy beloof, ek maak alles nuut. Jou trane is nie nutteloos nie. Jou pyn is nie doelloos nie. Na al die nagte van trane sal daar uiteindelik 'n dag van vreugde uitbreek. Elke bitter knop van beproewing sal die soetvrug van heerlikheid word. Christus se menswording is God se antwoord op die probleem van lyding. Nie 'n filosofiese antwoord nie, maar 'n persoonlike een. Ons hemelse Vader het nie 'n teorie gegee nie, hy het sy seun gegee, en daardie seun het nie gekom om jou pyn weg te redeneer nie, maar om dit weg te dra. Hy het die kruis verduur vanweë die vreugde wat voor hom gestel was, lees ons in Hebreërs 12 vers 2. Hy het die tafel van vreugde gesien, so jy 'n feesmaal vir jou sien. En nou berei hy vir jou 'n tafel, te midde van jou vyande, te midde van jou trane, te midde van jou stryd. Nou, hoe leef ons hierdie waarheid tydens hierdie adventstyd? Eerstens, erken jou smart.
Jy hoef nie voor te gee dat alles vrolik is nie. Maar bring jou pyn na Jesus, want hy is die verlosser wat jou trane ken. Tweedens, hou vas aan die belofte dat die einde seker is, al is die verhaal nog aan die ontvou. Jou verdriet sal verander in jubel, jou sigte sal plek maak vir liedere van oorwinning. En derdens, troos ander. Gebruik jou pyn as 'n brug van genade, want jy ken die pad van trane, en jy ken die lig wat daardie pad verlig. Ons vreugde te midde van smart, is dat God mens geword het en onder ons kom woon het. Hy het die donkerste vallei betree, sodat ons eendag op die berg van heerlikheid kan staan. Advent roep ons om te hoop, selfs met trane in ons oë. Want die kind in die krib is die koning wat jou trane sal afvee. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U weet hoeveel trane in hierdie tyd gestort word. U ken elke gebroke hart, elke sug van verlange. Dankie dat U ons opnuut daaraan herinner dat U alles kom nuut maak, want ons Here Jesus het die man van smarte geword. Ons sien uit na die dag wat al die verdriet sal verdwyn en ons sigte sal plek maak vir oorwinningsliedere. Dankie vir die hoop en die vertroosting wat U nou reeds elke dag aan ons bied. Amen.